Goeiemôre, baie hartlik welkom vanoggend by ons program Koffie met die Koning. Dit is vir my vanoggend weer wonderlike voorreg om saam met jou koffie te drink en ek vertrou ons gaan die tydjie saam geniet. Die Here het 'n paar dinge op my hart gelê wat ek dink nogal baie belangrik is vir my en vir jou om na te luister. En maar eerste wil ek vir die Koning vanoggend dankie sê dat ons weet Koning Jesus is vanoggend saam met ons hierso en ons kan heerlike koffie drink, so welkom by Koffie met die Koning. Jy sien seker hoe trek my stoom hier uit. Ek hoop dat jou koffie ook gereed is. En ja, dat jy die tydjie saam met my gaan geniet. Ek wil dankie sê vir elke persoon wat vir my skrywe, vir elke persoon wat vir my boodskapies verder stuur, sodat ander ook daaruit kan leer. Ek wil dankie sê vir elke ene wat vir my dankie sê vir die program en my vertel hoe graag hulle na die program kyk en dat hulle nie kan wag elke week om daarna te kyk en te hoor wat het die Here te sê. So ek wil vanoggend vir jou bid, mag die Heilige Gees vandag jou ore oopmaak, jou oë oopmaak, mag die Heilige Gees vanoggend vir jou weer 'n nuwe ontwaking gee in jou binneste, sodat jy kan opgewonde raak oor dit wat God besig is om te doen in sy kerk. Ek is opgewonde, ek wil bid vir jou familie vanoggend, ek wil bid dat Jesus Christus jou familie sal seën, en dat wat ook al jou tekort mag wees vanoggend, dat jy net in hierdie vaste vertroue sal bly, vashou en sal bly glo dat God sal jou nie versaak nie en sal jou nooit verlaat nie. Hy is by jou altyd, nou, môre, tot in ewigheid. My broer en my suster, ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy, baie keer dan kom mense en hulle sê, maar dit lyk asof het so goed gaan met jou, Hepzibah. Dit lyk asof alles te vir jou net fantasties uitloop en asof dit net vir jou lekker is om jou program aan te bied. En dit is ook vir my heerlik om die program aan te bied. En ek wil hê jy moet dit saam met my geniet, maar ek wil vanoggend vir jou ook die versekering gee, dat selfs in die program, selfs in my eie lewe, gaan dit nie altyd so goed, soos wat ons vir mekaar wil voorstel nie. En dis waarom vanoggend wil vir jou deel vanoggend, die goeie dinge wat God in store het vir ons, en dat ons nooit moet vergeet, dat Jesus is altyd by ons. Dit maak nie saak hoe moeilik jou omstandighede is vanoggend, die Here Jesus is met jou en hy sal altyd by jou wees. Die skrif waaroor ek vanoggend graag wil praat is, ek wil eintlik vir jou sê, ek wil graag met jou vanoggend praat oor lig en oor duisternis. Maar kom ons lees nie uit Genesis, en ek moet dit ongelukkig uit my Engelse Bybel lees, want dit is die Bybel wat ek altyd gebruik, en ek lees vir ons hierso uit Genesis 1, en ons begin sommer so by versie 3, en hy sê, and God said, let there be light, and there was light, and God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and he called the darkness night. And there was morning, and there was day, the first day. Weet jy wat? Ek sit so vanoggend en ek dink by myself, wat is besig om te gebeur in die wêreld? Wat is besig om te gebeur in jou huis en in my huis? Wat is besig om met ons as persone te gebeur op die stadium van ons lewens? Want ek wil vir u sê, ek kom met soveel mense in aanraking, wat net sê, hoorie, die lewe voel vir my net eenvoudig te veel. Dit voel nie vir my asof ek nie gaan klaarmaak met hierdie lewe nie. Dit voel nie vir my asof dinge vir my absoluut te moeilik is, te swaar raak. En ek wil met jou saamstem.
ek wil nie vanoggend vir jou sê, ag nee, dis nie waar nie, alles is okay, alles is in orde, want dit is nie alles in orde nie. Dit is nie altyd moeilik en maklik in hierdie lewe vir ons, veral in hierdie jaar. En ek dink baie mense, ek het in die begin van hierdie jaar, het ek eintlik gesê vir die mense, hoorie, verwag in hierdie jaar 'n goeie jaar. Verwag die beste van God. Nou, was dit gewees dat ek en jy dalk nie die beste van God verwag het nie? Was dit dalk gewees omdat ons gedink het, ag nou ja, dit is oor my uitgespreek, alles gaan sommer maar net goed gaan, dat jy nie daaroor gebid het nie, dat jy nie in Christus bly vasstaan het, bly roep het na die Here, daagliks die Here Jesus se naam aangeroep het en hom gevra het om by jou te wees, in jou omstandighede nie, of dat jy sommer maar net aanvaar het, maar Hepsiba of die ander profete in die wêreld het gesê, alles is okay. Dit is nie alles okay nie, dit is moeilik. En ek dink net, ons is in 'n tyd waar ons die einde van hierdie wêreld soos wat hy is, nader, dat ons kan sien, ons is in 'n tyd waarin dinge nog nooit van tevore in die ganse tyd wat ek groot geword het, dat ek dit beleef het, soos wat ek dit nou beleef nie. En weet jy, my broer en suster, jy wat daar buitekant sit, wat vanoggend miskien gaan sê, o Hepsiba, ek is so bly jy praat vanoggend oor hierdie saak, want ook ek sukkel met my lewe. Ook ek weet nie watter kant toe ek moet gaan nie. Dit voel vir my ook asof die einde vir my aangebreek het. En weet jy, daar is soveel mense wat net eenvoudig in 'n toestand verval, is daar iets is wat op hierdie stadium geweldig baie die kind van God aanval, is dit depressies, dit is oppressie, dit is die gevoel van hulpeloosheid en hopeloosheid. Maar daar is hoop vir jou. Daar is hoop, want God het 'n woord gegee van die begin af. En in die begin het hy gesê, ek gaan iets doen, en dit beteken wat ek gaan doen is, ek gaan die duisternis skei van die lig. En as ek en jy vanoggend saam kan hande vat, en saam kan kyk, na wat hierdie woord vanoggend vir ons sê, en wat dit vir ons beteken vanoggend, deur te sê, o Here, vat my vanoggend by my hand, en lei my uit my duisternis, en bring my in hierdie lig wat U beloof het. As ek en jy saam hande vat vanoggend, dan gaan ons in die lig begin wandel, dan gaan ons uitkom uit die plek van duisternis, waar ons voel, die einde is daar, ek kom nie vorentoe nie. Maar weet jy wat, ons is ook in 'n tyd, as ek en jy daaroor begin goed nadink, ek en jy vertel vir mekaar, en ons sê, daar gaan 'n groot revival kom in die wêreld, en duisende mense gaan nog gered word, en dit is so, die goeie moed wil ek vanoggend vir jou gee, die goeie hoop wil ek oor jou uitspreek, duisende en miljoene mense sal nog in hierdie volgende jare wat voor ons lê, wat ek glo nie meer baie jare is nie, gaan definitief nog by Christus uitkom. Die Here is nie van plan om sy kerk sommer maar net so te laat nie. Die Here Jesus is nie van plan om sy kerk net agter te laat en te sê, ag weet jy wat, die paar mensies wat nou gered is nou goed genoeg vir my, en ek gaan hulle saam met my vat, en ek gaan maar maak dat ek hier uitkom, want die wêreld is in 'n vreeslike toestand. God is nie skrikkerig oor 'n wêreld wat in 'n vreeslike toestand is nie. Hy het geweet die wêreld gaan in 'n verskriklike toestand word. God het dit geweet. En luister broer en suster, jy wat daar buitekant is, weet jy wat? Ons het gekom in 'n plek waar ons dinge sien en hoor wat ons in ons ganse lewe nog nooit gehoor of gesien het nie. Luister, daar is soveel kinderverkrachtings.
Daar is soveel ouers wat hulle kinders verkoop. Nou praat ons nie, ons wil altyd sê, dis 'n bepaalde 'n groep mense wat sulke dinge doen. Nee, hoorie, laat ek jou vertel, dit is enige iemand. Dis enige iemand. Hulle verkoop hulle kindertjies, hulle maak pornografiese filmpies van hulle kindertjies en hulle verkoop dit, want hulle sien die uitkoms nie meer nie, en daarom gaan hulle in 'n sak in hierdie duister wêreld in, en hulle begin dinge te doen, wat absoluut afskuwelik is in die oë van God. Ek dink miskien, ek weet nie waarvan ek praat, laat ek u vertel. Ek weet presies waarvan ek praat. Ek hoor soveel dinge, ek ontmoet die mense wat in hierdie toestande verkeer. Weet jy hoe verskriklik is dit? Die stryd waardeur jong mense wat nou opkom en ouer word, wanneer hulle kom met hulle verhaal en hulle verhaal aan jou vertel, my hart breek in 1000 stukke wanneer ek hierdie dinge hoor. Huwelike is besig om op te breek soos nog nooit tevore. Mense is skaars 'n jaar of 2 getroud, dan besluit hulle, nee, wat, dis nie goed genoeg vir my nie, ek soek iets anderste, so dus kom ons skei, want ons pas nie by mekaar nie, jy's nie my geestesmaat nie. Mense, hoor, kom ek gebruik 'n goeie Afrikaanse woord, mans en vrouens verneek mekaar links en regs, en ons praat nie nou net van mense uit die laer inkomste groepe, wat ons altyd gedink het, dis die tipe mense wat sulke dinge doen. Nee, my broer en suster, dat ek vertel, dit is vandag die topmense. Hulle besluit nie eenvoudig, die wêreld is vir hulle te veel, kom ons soek plesier en ons soek plesier in die wêreld. Maar, daar is 'n duisternis daar buite, wat besig is om toe te sak op die aarde, besig is om mense se lewens te vernietig, besig is om kinders te vernietig. Weet jy hoeveel mense in hierdie tye hulle eie lewe neem, wat nie kan sien vir hierdie wêreld nie, en vir hierdie lewe nie. Dit is vir my net absoluut afskuwelik om al hierdie dinge te moet aanhoor. Daar is sommige dae dat ek dink, nee, maar dit word vir my te moeilik en vir my te swaar om na almal se verhaal te luister van hoe vreeslik dit gaan daar buite in die wêreld rondom ons. Ekskuus tog man, nou wil ek vanoggend na jou toe kom. Laat ek maar eers net 'n slukkie van my koffietjies vat. Maar nou wil ek vanoggend na jou toe kom, en dan wil ek graag iets met jou kom deel. Weet jy, ek wil graag iets met jou deel wat eintlik belangrik is vir ons, en dit is die woorde wat God op hierdie stadium vir ons gee, wat uitroep vanoggend, wat vanoggend uitroep en sê, Here, is daar dan nie 'n oplossing iewerste nie? Ja, daar is 'n oplossing. Hoor wat sê die Here. Hy sê, the time of the great outpouring upon the nations is near. Many scoffers will be swept into my presence, and they will become believers in one day. Many doubters will leave their limitation and pursue me as never before. It will be a day of repentance and a day of gathering. Those who ignore my truth will be cast aside, for I will be worshipped in spirit and in truth. My people are experiencing an awakening. The nations are ripe and ready for the harvest. I'm calling to you this morning, my beloved, to speak the words of mercy and truth that I long to release through you. Set yourself apart for me, and I will instruct you with my mysteries.
remember that I strengthened my servant Elijah by the drying brook. Weet julle nog toe Elia daar was en hy het alles gehad wat God hom beloof het. Dit het met hom goed gegaan en dit het ook met jou goed gegaan. Vir 'n lang periode het dit met jou net goed gegaan. En ewe skielik begin die water op te droog. En ewe skielik begin dit vir jou voel asof die Heilige Gees nie meer teenwoordig is en 'n werk doen in jou nie. Jy's soekend na die Heilige Gees. Jy's soekend na 'n uitgieting van die olie, van die heilige olie van God. Jy is soekend daarna. En Moses het ook nie meer die kraaie ontvang wat vir hom, Elia het ook nie meer die kraaie ontvang wat gekom het om die kos te bring nie. So Elia, die profeet van God, is ook in 'n posisie geplaas waar Elia ook begin wonder het, maar wat gaan nou met my gebeur? Want God het my dan nie die beloftes gegee, en God het ook vir jou beloftes gegee. Jy het ook beloftes ontvang waarin jy gehoor het, maar God gaan in hierdie jaar, gaan hy vir jou baie dinge doen. Hy gaan vir jou wonderlike dinge doen, en hy het begin om wonderlike dinge te doen, en ewe skielik, kom daar 'n draai, en kom daar 'n periode, waarin jy sien, maar nou draai die situasie, en dit lyk vir my asof dit nou ten slegte draai, en nie meer ten goeie met my gaan nie. Maar dit is nie die waarheid nie. Die waarheid is dat God vanoggend vir my en vir jou kom sê, dat ek is van plan om die heidaglike, bestaande water en brood wat jy ontvang het, te stop, sodat ek iets nuuts vir jou kan doen. God wil 'n nuwe ding kom doen. God wil sy gees begin uitstort. God wil begin genesing bring. God wil begin om the broken-hearted and the feeble, om hulle te genees. Hy wil jou begin aanraak. Hy wil hê dat jy moet begin soekend word na die waarheid. Soekend en geloof begin kry in hierdie God, wat beloftes gegee het, dat hy ons nie sal verlaat nie, en dat hy ons nie sal versaak nie. Onthou, daar was ook 'n tyd gewees in die woord van God, waar dinge nie goed verloop het nie, ook vir die disippels. Dit het ook toe nie met hulle goed gegaan nie, op 'n dag begin ontmoet hulle hierdie Jesus. En nou lyk dit vir hulle asof dinge begin goed gaan met hulle. Dit lyk asof alles net wonderlik begin uitwerk. Maar daar was iets wat hulle gekort het, iets wat God wou doen vir hulle, en dit was, hy wil sy gees uitstort. So daarom as ons nou kyk in Handelinge 2, sien ons daar, die oggend, toe al die disippels, die 120 en dalk meer, by mekaar was, manne en vroue, besig in die upper room, besig om te bid, besig om te glo, besig om uit te roep na God, besig om te vra, Here, help ons, besig om te vra, Here, wat nou? Wat gebeur nou hierna? Dis tog seker nie die einde nie. Toe sê die Here, nee, daar's 'n dag wat aangebreek het, en vandag is daar die dag, dat ek my gees in julle gaan uitgiet, en in julle gaan uitstort. Daardie dag het nou gekom vir ons, dat ek my gees gaan uitstort, sodat julle kan weet, dat daar nuwe dinge is, wat gaan gebeur in die wêreld, dinge voordat Jesus Christus sy kerk van hierdie aarde kom wegvat. En dit is die uitstorting van die Heilige Gees. Daar is hoeveel van ons wat sieklik is, wat vir ons uitroep, wat vir ons vra, ag bid vir my, ek voel siek, ag bid vir my, want ek weet nie waarom nie, maar my trane loop van self.
Ja, weet jy wat, daar is 'n depressie wat besig is om in die kind van God se lewe in te kom en die kind van God se lewe wil besit, wil oorneem. En ek wil vanoggend vir jou kom en vir jou sê, weet jy, tot ek is ook op daardie plek gewees, waar ek nodig het om gebed te vra, om te sê, iemand asseblief bid vir my, want ook ek is in 'n plek waar het vir my voel, dis te donker. Maar dan kan ons teruggaan na hierdie wonderlike woord in Genesis 1 vers 3. En God het lig gebring. En hy het die duisternis van die lig geskei. En is tyd vanoggend dat ek en jy saam uitroep. Ek wil saam met jou uitroep. Jy moenie net wag vir iemand anders wat vir jou gaan bid nie. Dit is ons groot probleem, is soms ons wag dat Jan of Piet of Klaas vir my moet bid. Hy sal my hier kan uitkry. Nee, ek en jy kom vanmôre saam na die troon van God. Ons nader hier die troon van God vanoggend en ons roep uit na hierdie God en ons sê, o Here, soos op die dag van Pinkster, toe u gees uitgestort het, wil u dit nie weer doen nie, Here, wil u dit nie nou doen nie, wil u dit nie maar vandag vir my doen nie, ek het so nodig, dat ek die Heilige Gees weer kan ervaar, nie soos lank gelede, toe dit goed gegaan het in die kerk nie, maar nou, Here, nou het die kerk u nodig. Here, nou het die kerk die uitstorting van die Heilige Gees nodig. Here, nou het ons nodig dat daar reddings kom van kosbare siele. Hoeveel mense lê op straat? Hoeveel mense lê op straat wat nie werk het nie? Hoeveel mense se ou kindertjies slaap snags saam met hulle ouers agter bome en tussen die bossies om nie oorval te word nie. Hoorie, daai tyd moet einde kry. En dit wil 'n einde kry, want God wil 'n einde daaraan maak, want God wil wys aan jou en aan die wêreld. Daar is hoop, daar's verandering, daar's 'n tyd van 'n kragtige uitstorting van sy Gees. Dit is nou die tyd. Hierdie tyd, hier die dag, terwyl ek met jou praat, wil jy tog nie maar vanoggend net jou arms ook net in die lug opgooi en sê, ag Here, hier is ook ek vanoggend. Ook ek het vanoggend nodig dat u Gees in my sal uitgiet op 'n nuwe en 'n besonderse manier. Weet jy, nadat hierdie kragtige uitstorting plaasgevind het, het dinge so verander, want toe kon die disippels uitgaan, hulle hande op die siekes gaan lê, en die mense het gesond geword. Toe kon hulle deur die strate stap en mense is gered. Toe kon 'n Petrus, wat 'n gewone visserman was, jy hoef nie vandag vir my te vertel in watter Bybelskool jy was nie, jy hoef nie vir my te vertel van hoeveel jaar jy gestudeer het, in watter graad jy nou besit nie, en dat God stel nie belang nie, glad nie, hy luister nie eers daarna nie. Al wat hy van jou soek is dat jy vanoggend sal kom en jou knieë voor hom sal buig en sal sê, ag Here, sonder u is ek niks, kan ek niks doen nie, maar met u hulp kom ek vanoggend om te kom vra, Here, vir die uitstorting van die Heilige Gees, weer opnuut, stort u krag tog net weer in my uit, Here. Ag Vader, lig my net asseblief vanoggend weer uit hierdie plek van donkerte, want soveel van God se kinders sit vandag vasgevang in 'n plek van duisternis. En ons uitroep vandag is, Here, help ons. Here, help ons asseblief in Jesus se naam. Ek dink as daar iets is waarna ek vanoggend verlang, wat ek glo jy self saam met my na sal verlang, is dit die uitstorting van die Heilige Gees, die redding van kosbare siele, mense wat vanoggend nie weet watter kant toe hulle in hierdie lewe moet gaan nie, mense wat vanoggend nie meer hoop het nie, mense wat vanoggend nie weet watter kant toe moet hulle gaan, ja, hulle sê ek kry nie werk nie, hulle sê ek het nie finansies nie, ons gaan na al die dinge wat die wêreld soek, maar as ek vanoggend kom saam met jou, en ons nader die troon van God met vrymoedigheid, dan sal hierdie God ons gebede beantwoord, hy sal ons antwoord. Onthou net, ons kan nie aan God twyfel nie.
Twyfel gaan vir ons niks bewerkstellig by die Here nie. Maar as ek en jy vanoggend kom en ons bid vanoggend met, die ou klein bietjie geloof wat soms so in ons is. Daar's daar wat ek ook selfs dink by myself, weet jy, dit voel vir my asof ek ampertjies nie die geloof het om te glo vir dit wat ek nou van God vra nie. En tog kom God elke keer deur en kom bewys hy homself elke keer aan my en doen dit ook vir jou. Moet jy tog nie maar vanoggend ook net sê, Here, hier is ek. Hier is ek alweer so honger. Hier is ek alweer so behoeftig, Here. Here, hier is ek alweer so soekend na die waarheid. Here, hier kom ek en ek bring my pyn vanoggend na U toe. Daar is vroutjies vanoggend wat vir my sê, ek is verkragt as kind, ek is vanmôre in 'n moeilike plek, daar's jong seuns, hulle wil van die vader niks weet nie. Ek het die ander dag geluister na 'n jong man, en hy sê, hy het God gehaat, want God het toegelaat dat 'n ander man hom verkragt, en 'n ander man was ongelukkig 'n predikant gewees. Weet jy hoe verskriklik is dit? Die een in wie jy jou vertroue moet plaas, om saam te glo, maar is deur hierdie persoon, hierdie predikant, is hy verkragt, nie net een keer nie, maar hoeveel kere, en moes hy glo, dat daar tog 'n Vader in die hemel is, wat hom lief het. Weet jy hoe moeilik is dit, vir so 'n persoon, om sy hart van die wêreld weg te draai, vergifnis te ontvang by Jesus Christus, vir dit wat hy self nie gedoen het nie, vir dit wat hy nie beplan het nie. Ek kom vra jou vanoggend, my broer en suster, is jy vanoggend in so 'n plek verkeer, waar jy sê, mevrou, jy weet nie wat alles met my gebeur het nie. Nee, ek weet nie wat alles met jou gebeur het nie, maar dit weet ek wel, daar is vir jou hoop vanoggend. Dit weet ek wel, as jy vanoggend die geloof van 'n mosterdsaad by mekaar sal kan skraap vanoggend, kan sê, Here, met hierdie klein bietjie geloof, kom ek vanoggend in vertroue na U toe, om vir U te vra, om vir my tog vandag deur te kom, Here. Here, om hierdie vreeslike pyn en hartseer wat in my binneste is, om my hier deur te dra, Here, en vir my nuwe hoop te gee. Here, dan sal God vir jou deurkom, en hy wil vir jou deurkom vanoggend. Is jy tog nie maar bereid om vanoggend te sê, ek wil al my gebrokenheid by die voete van Jesus Christus kom neerlê. Ek wil al hierdie soeke na die waarheid by sy voete kom neerlê. Ek wil al hierdie uitroepe wat in my binneste is, en hierdie wantroue wat ek in God het, ek wil dit by sy voete kom neerlê. Ek wil vanoggend vergifnis soek by my God. Ek wil vir hom vra om my te vergewe, vir al my wandade. Want as jy vanoggend vergifnis by Christus kan kry, vir alles wat jy verkeerd gedoen het in jou lewe, dan is daar vir jou nuwe hoop. Dan kan ek saam met jou vanoggend kom en vra, o Heilige Gees, kom giet tog U self vanoggend uit in hierdie persoon se lewe. Kom wek hierdie persoon weer op. Kom stuur die lig van U waarheid in. Kom verbreek die duisternis oor ons lewens in hierdie dag. In die naam van Jesus Christus. Verbreek die duisternis in my, Here. Weet jy, daar's jong mense wat vanoggend kom en wat praat. O, ek kry hulle so jammer. My hart skeur in 1000 stukke as ek luister na die verhale. Die onvergifnis, die bitterheid in die harte van hulle wat in hulle jong dae deur hulle ouers mishandel is, geslaan is, verwoes is, en vandag moet hulle stap met 'n gesig, met 'n glimlag op, omdat hulle moet voorgee in hierdie lewe, dit wat nie 'n waarheid in hulle hart is nie. Hoe moet hulle glo? So ek kom vanoggend saam met jou, en ek kom reik my hand vanoggend saam met die hand van Jesus Christus na jou toe uit. Ek wil vir jou vanoggend sê, staan op uit die dode. Staan jy vanoggend op uit die dood. Staan jy vanoggend uit jou siekbed uit op.
Kom staan saam, ek kom saam met jou staan, ek vat jou hand en ek kom saam met jou staan en sê, kom ons staan vanoggend op uit ons depressie. Kom ons staan uit hierdie bitterheid wat ons in ons harte ondra. Kom ek en jy begin ons vanoggend te verbly. Kom ons maak 'n keuse vanoggend en ons sê, ek sal my in die Here verbly. Kom ek kom saam met jou stem vanoggend vir die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons vra dat God sy Gees uitstort opnuut in jou lewe en dat sy blydskap vanmôre jou hart sal vul en jou lewe sal genees. Hoorie, ek wil saam met jou stap soos 'n Petrus wat daar buite gestap het, vol vertroue. En Petrus wat 'n woord bring 5000 mense na Jesus Christus. Hierdie Petrus wat 'n vloeker was, hierdie Petrus wat gevloek het soos 'n matroos, hierdie Petrus wat 'n gewone visserman was, hierdie Petrus wat nie 'n graad gehad het nie, hierdie Petrus wat hom nie kon anders voorstel om te sê, ek was eens in die duister, maar nou brand die lig van God helder in my. En nou is hy die draer van hierdie lig, om hulle wat in die duister verkeer, in die lig in te lei en in die lig in te bring. Dit is die uitstorting van die Heilige Gees, hoor hierso, dit is dit waarna ons nou verlang, en dit is, dat daar 'n magtige herlewing mag kom, voordat Jesus sy kerk van die aarde wegneem. Die uitstorting van die Heilige Gees, hierdie uitroep in ons almal se binneste vanoggend is, o, kom, Here Jesus, kom. 'n Petrus wat vanoggend kom, ek dink so aan Petrus, God het spesifiek Petrus se naam genoem, en omdat Petrus 'n gewone visserman was, sonder dat hy rondgestap het, hy het nie gesê, luister, ek is van die voorste fariseërs nie, ek is van die voorste geleerdes, ek het my doktorsgraad, en ek het my BSc graad, en ek het my watse graad ook al. Maar wat hy welkom sê het vanoggend is, ek was sonder ruggraat, ek was sonder graad, ek het niks gehad nie, ek was 'n sondaar. Toe kom Jesus, en hy kom verander my sake. Hy kom en hy sit vanmôre 'n lig, hy steek 'n vuur in my binneste aan die brand. En hierdie vuur stuur my vanoggend op 'n nuwe pad. En hierdie vuur wil vanoggend in my lewe so helder brand, sodat jy ook verlang om deur hierdie vuur aangeraak te word. Sal jy dit maar vanmôre doen? Sal jy maar vanoggend sê, asseblief, Here, bekragtig my, sodat ek nie my hoef te skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie, sodat ek vanoggend kan uitgaan strate toe, sodat ek vanoggend, net soos 'n Petrus, verby mense kan stap, en hulle kan uitroep en sê, wie is jy? Sodat hulle kan sê, ek is die seun wat gered was uit die duister en nou in die lig wandel. My naam is Petrus. En God het gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. My broer en suster, ek is lief vir jou. Ek bid vanoggend vir jou, dat God jou krag sal gee, waar jy ook al luister oor Suid-Afrika. Ek weet iewerste in Suid-Afrika, ag, in 'n ou klein dorpie, hoor jy vanoggend hierdie boodskap. Glo ek saam met jou, dat jy al jou seer, al jou pyn, al jou depressie, al jou oppressie, al jou armoede, al jou verlangens vanoggend by die voete van ons koning Jesus sal neerlê, sal sê, Here, doen 'n nuwe ding vir my. Here, kom bekragtig my vandag. En Here, stuur my, soos wat U 'n Petrus uitgestuur het. Ag Here, ek wil saam glo vanoggend, dat die tyd aangebreek het, vir hierdie kragtige wonders en tekens, soos die wêreld nog nooit gesien het nie. Vader, dankie dat ek vanoggend saam kan staan met hulle wat genesing nodig het,
Hulle wat vanoggend 'n wonderwerk nodig het, hulle wat in 'n hospitaal lê en die dokter het gesê, daar's nie meer hoop nie. Luister mevrou, luister meneer, dit gaan nie vir my vanoggend oor wat die dokter vir jou gesê het nie. Vanoggend gaan dit oor wat sê die woord van God, wat sê Jesus Christus vir jou. Daar's hoop. Daar's vir jou hoop, my broer. Daar's vir jou hoop, my suster. Steek uit jou hand, reik uit na my. Ek steek vanmôre my hand na jou toe uit. En ek kom vra vir jou vanoggend. Plaas jou vertroue in God. Hy sal jou nie verlaat nie en hy sal jou nie versaak nie. Hy is altyd by jou, hy is altyd met jou om jou te lei en om jou lief te hê. Mag jy vanmôre sy liefde ervaar, soos jy nog nooit die liefde van Jesus Christus ervaar het nie. Mag die Here jou lewe ryklik seën en weet jy wat, asseblief, vat tog vanoggend jou 'n koppie koffie en as jy nog nie het nie, maak gou vir jou 'n koffietjie, bel jou vriendin, bel jou vriend, stuur aan die boodskap vir hulle wat vanoggend, vir wie jy weet, jy moet vanoggend hierdie boodskapie luister. Stuur dit uit, daar's baie wat honger is, daar's baie wat dors is, daar's baie wat vanoggend huil, wat vanoggend sê, hierdie woord is vir my bedoel. En een ding wil ek jou van verseker, en dit is, dat God jou lief het, so lief, het hy die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat jy vanoggend die ewige lewe mag geniet in Christus Jesus. Die Here seën jou ryklik vanoggend, en kom kuier volgende week weer saam met ons, moet nou nie wegbly nie, stuur ons boodskapies uit, dit help ander mense, en onderaan hierdie program gaan jy 'n adresie kry, dit is die bankdetails van Kruiskyk TV, kom ondersteun asseblief ons program en ons programme sodat ons soveel as moontlik mense kan bereik met hierdie program. Mag die Here jou sommer net baie ryklik seën in alles wat jy doen en dink vandag. En ek wil hê jy moet saam met my net jou hande oplig na hom en vir hom dankie sê. Roep uit 'n keer en sê, dankie Jesus. Dankie dat u vanoggend my gebed ook verhoor. In Jesus se lieflike naam. Die Here seën jou tot 'n volgende keer. Lekker koffie met die koning.